Goeienaand. Ons is nou by die Dinsdag van Groot Lydensweek. En in daai week voor Jesus se dood het hy baie tyd gebruik om met mense te praat oor geloof, oor wat disippels van die Here doen. En dis wat ons vanaand ook gaan na luister na gedeelte van Jesus se boodskap aan sy disippels daar in die laaste week voor sy kruisiging. Nou kom ons bid eers saam. Here, hier in lydenstyd, in Groot Lydensweek, wil ons nou opnuut weer stil word voor U. En Here, as ons in die Gees teruggaan in tyd na daai week voor U gekruisig is, kan ons maar net vir ons probeer indink in aan die geweldige emosies wat deur U moes gevloei het in daai tyd. Daar was min. So baie wat U nog die disippels moes leer. En die dood het vir gelê en loer. Here, ons wil ook nou die gees van verwagting U stem hoor. En preek so oud soos U kerk self. Praat met ons, Here, uit die woord. Amen. Ek wil vanaand lees uit die boek Matteus, Evangelie van Matteus, hoofstuk 23, die eerste 11 versies. Toe het Jesus die menigte en sy disippels toegespreek en gesê, die skrifgeleerdes en die fariseërs het die gesag om die wet van Moses te vertolk. Julle moet alles doen en onderhou wat hulle vir julle sê, maar hulle voorbeeld moet julle nie navolg nie, want hulle doen self nie wat hulle sê nie. Hulle bind swaar en ondraaglike laste saam en sit dit op die mense se skouers, maar self wil hulle nie 'n vinger verroer om dit te dra nie. Alles wat hulle doen hulle net om deur mense gesien te word. Hulle maak die gebedsband om hulle voorkop breed en die tossels aan hulle klere groot. Hulle hou van die ereplekke by die feesmaaltye en van die voorste plekke in die sinagoges en om op straat deur die mense begroet en as rabbi aangespreek te word. Maar julle moet julle nie rabbi laat noem nie. Net een is julle leermeester en julle is almal broers. Moet niemand hier op aarde as Vader aanspreek nie, want een is julle Vader, die Vader in die hemel. Julle moet julle nie leiers laat noem nie, want een is julle leier, Christus. Maar die grootste onder julle moet bereid wees om die ander te dien. Wie hoogmoedig is, sal verneder word. En wie nederig is, sal verhoog word. Dis die woord van die Here vanaand. Maar die grootste onder julle moet bereid wees om die ander te dien. Het is merkwaardig hoeveel keer die Here Jesus hierdie gedagte in sy disippels se midde laat. Nederigheid, beskeidenheid. Dan moet hy op 'n donkie die stad ingery. En preek hy nou vir sy disippels en sê, julle moet nederig wees. Die geestelike leiers van sy tyd was nie nederig nie. Hulle het gehou daarvan om belangrik voor te kom. Vernaam deur die dorp geloop of deur die stad geloop, sodat almal na hulle kan opkyk, vir hulle kan rabbi noem. En met respek na hulle luister. En dan sê die Here,
Respek word nie afgedwing deur 'n houding wat jy inneem nie. Ons verdien respek deur ons diensbaarheid, deur ons gewilligheid om die knie te buig, deur ons helpende hande wat ons na ander uitsteek. Vertoon, uiterlike vertoon, beïndruk God nie. Kan dalk 'n paar mense beïndruk, maar dit beïndruk God nie. En die Here kyk nie na buite nie, hy kyk wat in ons harte leef. En as ons soos Jesus wil wees, moet ons sy voorbeeld volg van nederigheid, diensbaarheid. Daarom sien ons hom die donderdag aand by die laaste ete saam, is hy die een wat die voete was. Hy is die groot dienskneg. Daarin moet ons hom volg. Amen. Ek wil vanaand as gebed Lied 394 lees. Kom ons bid saam. O Christus, ek het in u lyding die prys wat liefde vra gesien. En met verskrikking, maar met blydskap weer eens besef dat liefde dien. U offer, Heiland, laat ons altyd en onvervreembaar u sin wees. U gee u self dat ons kan lewe. Wek ons en lei ons deur u Gees. Laat deur u trou en reg en vrede, u liefde deur ons lewe stroom, dan dra ons vrugte van bekering. U kruis is Heer, ons lewensboom. Amen. Mag die Here by jou wees. Mag hy jou hoe langer hoe meer beskeie en nederig maak soos ons Here Jesus.